Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën in hierdie dag. Mag u en ek aanmeld vir diens en sê, Here, hier is ek, gebruik my in u diens en tot u eer. Nou ons gaan vanmôre praat oor 'n baie besondere tema in God se woord, en dis die gedagte van lofsange in die nag. Ek het so gedink aan Psalm 147 in die psalmbundel, toe ek hierdie tema neergepen het. Nou daar staan in Psalm 147, laat voor die Heer 'n lofsang reis. Hoe goed is dit om God te prys? Hoe lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring. Want hy wil ons in guns aanskou, hy wil Jerusalem herbou, en Israel wat verstrooid nog swerf, versamel op die heilige erf. Is 'n besondere lied met so 7 versies, ons sal miskien later nog 'n vers lees, maar ek het so daaraan gedink, vriende, ons sing lofgesange tot eer van die Here, gewoonlik wanneer dit goed gaan in ons lewe. Wanneer die son op sy helderste skyn, wanneer ons omstandighede rooskleurig is, alles loop net klopdisselboom soos die ou mense gesê het. Alles val in plek vir my. Dit gaan goed by die werk, dit gaan goed met my finansies, dit gaan goed by die huis, in my huwelik, met my kinders. En ek dink by myself, dit kan nie beter gaan nie. En ek eer die Here en ons sing liedere uit volle bors en ons prys die Heer met blye galme o my siel, das ryke stof, en allerhande liedere sing ons en ons is bly en ons is dankbaar en ons loof en ons prys die Here en dan ewe skielik, onaangekondig, ongevraagd, gebeur daar 'n paar dinge en my hele lewe verander in 'n oomblik en in 'n oogwink. En dit het gebeur in die lewe van Job. Die Bybel sê vir ons in Job se lewe het dit geweldig goed gegaan. En in een dag verloor hy al sy kinders, al sy besittings. Die Bybel sê hy raak siek, swere van kop tot tone. Sy vrou, die enigste wat nog oorgebly het, sê vir hom, man, vloek God en sterwe, raak ontslaa van hierdie sinnelose godsdiens waarmee hy besig is. En Job in sy toestand sê vir haar, my vrou, soos 'n dwaas praat jy, sal ons nie die goeie en die slegte van die Here ontvang nie? En nou lees ons deur die boek Job en ons vind min van die lofsange in die nag. Ons hoor Job se klaagliedere, ons hoor sy treurmare, ons hoor hierdie vrae in sy gemoed, wat hy sê, Here, maar sê net vir my, waarom doen u dit? Waarom het u versuur na my toe gerig? Waarom rig u pyle op my? Wat het ek gedoen om dit te verdien? En die Here gee nie vir Job 'n antwoord nie. Maar ons lees hier in hoofstuk 35 vers 10, waar Elihu sê, maar niemand sê nie, waar is God my maker, wat lofsange gee in die nag? En hier het Elihu so 'n bietjie wysheid aan die dag gelê, want u sien, 'n kind van die Here, wat lief is vir die Here, en die pad saam met die Here stap, is iemand wat ook besef, dat daar nie net goed in 'n mens se lewe na vore kom nie, maar dat God selfs die kwaad, die hartseer, die pyn, die droefheid, die verlies gebruik, om homself te verheerlik. Die Engels sê dit so mooi, God my maker, who gives songs in the night. U sien, dis baie keer wanneer die moeilike omstandighede oor my pad kom, dat my geloof werklik beproef word. En wat dan uit my mond uitkom, is eintlik wat in my hart aan die gang is. U sien, ons almal kan die Here dien wanneer dit goed gaan. Ons almal kan lofsange sing wanneer dit goed gaan met ons, wanneer alles regloop. Soos daar die ou advertensie op 'n stadion gesê het, alles loop reg, altyd reg, Toyota. Dink die meeste van u kan dit onthou. En baie van ons het so Christendom ook. Solank die Here vir my goed is, solank die Here my seën, solank alles regloop, solank sal ek hom loof en prys. En ag vriende, die Bybel leer vir my net die teenoorgestelde. Ons lees daar in Handelinge die 16de hoofstuk van die man Paulus. Paulus, 'n geweldige suksesvolle man, kom tot bekering en die Bybel sê die dag toe hy tot bekering kom, het sy stryd, het sy probleme begin. Paulus is 'n man wat ons oproep en hy sê vir ons in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal verbly julle. Want Paulus het geweet dat ons lofsange alleen gesing kan word wanneer ons dink aan ons verlosser, aan ons koning en nie noodwendig ons omstandighede nie. Want u sien, ons verlosser is die onveranderlike terwyl ons omstandighede heeltyd verander. U sal onthou daar in Handelinge 16 lees ons hoe die apostel Paulus in die tronk beland. As u nou hier die hele gedeelte gaan lees, sal u sien dat Paulus niks gedoen het nie. Silas het niks gedoen nie. Hulle word geslaan en die Bybel sê hulle word in die binneste gevangenis gewerp. En die Bybel sê hulle voete in blokke vasgemaak. Het jy al gedink aan die ongemaklike posisie waarin Paulus en Silas moes sit? Ons weet nie hoeveel ure hulle op hierdie manier gesit het en hoeveel pyn daar in hulle liggame was nie. Maar die Bybel sê omtrent middernag
het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Jy sien, dit was juis op die moeilikste van hulle lewe, dat Paulus en Silas besef het, maar ons kan God nie net dien, vir wanneer hy goeie dinge aan ons doen of vir ons gee nie. Want die grootste geskenk het ons al reeds ontvang, dis die verlossing van ons sondes, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. En daarom kon hulle in hulle moeilike omstandighede lofsange sing. En al was dit fisies nag en in hulle liggaamlike toestand nag, die pyn, die seer, die onskuldige marteling wat hulle moes ondergaan het hulle alles oorgelaat aan hulle regverdige regter en hulle het lofgesange gesing, selfs al was dit nag. Dieselfde met Job se lewe. Ons sien hoe die Here homself aan Job openbaar en Job sê, Here, ek was 'n dwaas om u ooit te bevraagteken oor dit wat u in my lewe toelaat. U is die alleenwyse God aan die toekom, die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. En Job het sy vinger op sy mond gesit en ek besef wat Eli gesê het is waar, om lofgesange te sing in die nag. Want die Here bring in ons harte daardie blydskap, daardie vrede, dat ons ten spyte van uiterlike omstandighede lofsange tot eer van sy naam kan sing. Who gives songs in the night. En alhoewel het in ons lewe soms donker en duister is met omstandighede en probleme en stryd wat ons beleef, kan ons lofsange sing tot eer van die Here. Ek lees vir u nog 'n vers of wat uit Psalm 147 uit die Psalmbundel. Daar staan, hy heel gebroken is van hart en hy verbind hul in hul smart. Sy oë speer oneindig ver, hy tel en roep die laaste ster. Sy krag en kennis ongemeet, oorwelf al wat ons ken en weet. Sagmoediges verhef hy weer, maar goddeloses werp hy neer. Sing daarom voor die Heer u dank, psalm sing hom by die siter geklank. Hom wat die lug met wolke oorsprei en vir die aarde reën berei, wat op die berge gras en kruid en voedsel vir die vrye laat spruit, die rawenes op milde wys versorg, wanneer dit roep om spys. Daarom wil ek by jou vanmôre pleit, dat u en ek 'n lofgesang sal sing, wat ook al ons omstandighede. Dank die Here vir die wonderlike goeie tye van sonskyn en vreugde en voorspoed. Maar moenie vergeet, wanneer die tye van onheil en die donker tye in ons lewe kom, is God ook 100% in beheer. En as hy die een is wat ons verbly, en as hy ons blydskap en ons vreugde is, kan ons ook 'n lofgesang sing, al rol daar 'n traan oor my wang, want ek weet, hy is in beheer. Kom ons vertrou die Here so met ons hele lewe. Vriende, baie keer maak dit nie vir ons sin, wanneer ons kyk na die woord, om te sê 'n lofgesang in die nag. Ja, vriende, 'n lofgesang in die nag, omdat jy weet, jy behoort aan hierdie koning van die konings. En vir 'n tyd lank is daar hartseer, vir 'n tyd lank is daar pyn. En dan kom die ewige vreugde, wanneer ons hom in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Daarom, kom ons wees getroue diensknegte, kom ons volg ons heiland. In sy lig sien ons die lig, en verbly ons onsself dat ons weet, hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat. U mag die Here genade gee, dat u hierdie groot waarheid sal raak sien, verstaan, ter harte neem, en om eer dat hy in beheer is van u lewe, ook so van myne. Groete vir u, mooi dag verder, tada.